Die boodskap, Eksodus hoofstuk 38. Die altaar waarop die offers verbrand word. Hulle het vir die tent die altaar gemaak waarop die offers verbrand moes word. Dit is van akasia hout gemaak, 2,5 meter breed op die sye en 1,5 meter hoog. Op elke hoek het hulle 'n uitsteeksel vasgesit wat soos 'n beeshoring lyk. Hulle het die hele altaar met koper oorgetrek. Ook die gereedskap wat by die altaar gebruik moet word, is van koper gemaak. Daar was potte om die as in te krap, skoppe om dit op te skep, komme, virke en panne om kole in te dra. Hulle het ook 'n rooster van koper vir die altaar gemaak. Dit is aan die boonste helfte van die altaar vasgesit waar dit tot bo by die rand gekom het. Hulle het ook 4 koperringe gemaak waardeur die draadstokke vir die altaar gesteek kon word. Dit was aan die hoeke van die altaar vas. Hulle het die draadstokke van akasia hout gemaak en dit met koper oorgetrek. Die draadhoute is deur die ringe gesteek om die altaar te dra wanneer dit vervoer moes word. Die altaar was 'n houtkis wat van binne hol was. Hulle het ook die kom met sy voetstuk waar die werkers hulle self moes gaan was van koper gemaak. Die koper is geskenk deur die vroue wat by die ingang van die tent gewerk het. Hulle het hulle koperspieëls hiervoor gegee. Die binnehof van die tent. Verder het hulle ook 'n binnehof gemaak. Dit was 'n lapa reg rondom die tent. Die suidelike muur is van fyn linne gemaak. Dit was 44 meter lank. Die 20 pale wat dit regop gehou het en die hakkies waaraan dit gehang het, was van silwer. Die silwerpale het kopervoetstukke gehad. Die muur aan die teenoorgestelde kant van die binnehof was net so lank en het net soveel regop pale op die kopervoetstukke gehad. Die gordyn voor die ingang het ook aan silwerhakkies gehang en die regop pale wat daar aan was ook van silwer. Aan die weste kant was die binnehof 23 meter lank. Daar was 10 regop pale op voetstukke van koper. Ook hier was die hakies en pale van silwer. Aan die kant waar die son opkom, aan die ooste kant, was die binnehof ook 23 meter lank. Daar was 10 meter gordyn aan weerskante van die opening wat elkeen aan 3 regop pale op voetstukke gehang het. Die materiaal wat reg rondom gebruik is om die binnehof te maak, was van fyn geweefde linne. Die voetstukke van al die pale was van koper gemaak. Die hakies waarin die materiaal gehang het en die gordynstokke waardeur dit geryg is, was alles van silwer. Die gordyn by die ingang na die binnehof aan die ooste kant is gemaak van geweefde linne met blou pers en bloedrooi weefwerk en borduursel. Dit was 9 meter lank en soos die hele afskorting van die binnehof reg rondom, bykans 2 meter hoog. Dit is aan 4 pale met hulle voetstukke van koper gehang. Die pale se bopunte, die hakies wat gebruik is en die gordynstokke waarin dit gehang was alles van silwer. Die tentpenne waarmee die tent en die gordyne geanker is van koper gemaak. Die materiaal wat gebruik is. Hier volg nou presies die hoeveelheid materiaal wat gebruik is om die tent te maak. Die Lewiete het alles onder leiding van Itamar presies opgeteken. Moses het gesê dat dit gedoen moet word. Basaleel, die seun van Uri, uit die stam van Juda, het toesig gehou en gekyk dat alles gemaak is, presies soos die Here gesê het. Oholiab, die seun van Ahisamak, uit die stam van Dan, het hom gehelp. Hy was 'n vakman en 'n ontwerper wat die bekwaamheid gehad het om borduurwerk te doen met blou pers en bloedrooi wol op linne. Die goud wat gebruik is om alles vir die tent te maak was in totaal 986 kg goud en 38 kg silwer. Dit het gekom uit die vrywillige bydraes wat die volk gemaak het. Die silwer wat bymekaar gemaak is toe die volk getel is, was 3400 kg plus nog 20 en 50 kg. Toe die volk getel is, moes elke man bo 20 wat getel is 6 gram silwer betaal. Daar is in die sensus 603.550 mans getel. Die 100 stawe silwer is gebruik om die 100 voetstukke vir die regop pale te giet. Dit wil sê 34 kg per voetstuk. Die 20 en 'n 50 kg is gebruik vir die hakies en die gordynstokke en om die bopunte van die pale oor te trek. Die koper wat die volk geskenk het was totaal 2380 kg plus nog 'n verdere 27 en bykans 'n half kilogram. Daarvan is die volgende gemaak: die voetstukke van die regop pale by die ingang, die lys om die brandofferaltaar, sy koperrooster rondom, die gereedskap wat by die altaar gebruik is, al die voetstukke van die pale wat rondom die binnehof gebruik is, die voetstukke van die pale by die ingang en al die koperpenne wat gebruik is om die tent en die linne muur rondom die binnehof te anker.